Jy sien die nou, sê die Here, maar ek sien 'n pad wat ek met jou wil loop, sê die Here, 'n pad van lewe, pad van vrede, van geluk en seën. En nou begeer ek dat jy jou hand in my hand sal plaas en dat ek hierdie pad saam met jou kan loop, sê die Here. Dit is hoekom ek gesterf het, want ek is vir jou lief en ek gee hom vir jou. Wil nie hê jy moet hierdie pad alleen loop nie, sê die Here, want dan gaan dit vir jou te moeilik wees. Ek wil hom saam met jou loop. En in hierdie oggend spreek ek tot jou hart en jy weet dit en ek roep jou, plaas jou hand in my hand en gee my die kans in jou lewe en sien en ervaar wat ek vir jou gaan doen. Ja, ek is so bewus van die Here se teenwoordigheid. Jy weet, ons het baie keer ons eie opgestelde hoe die diens moet loop en ja, daar is 'n boodskap. Maar dit is so belangrik dat ons sal toelaat dat die Here kan doen wat hy wil doen. Wat help dat jy kom in en jy gaan uit en jy hou jou toe en terug terwyl die Here sê ek is lief, terwyl hy praat. Ek ervaar net dat die Here praat met mense vanoggend en hy wil hê jy moet oorgee, jy moet hierdie pad saam met hom stap. En die Here is ernstig en dis 'n mooi, dis 'n lekker pad. Hoekom wil jy alleen stap? Hoekom wil jy swaar stap? Terwyl die Here vir jou sê, maar as jou hand in my hand is, gaan ons lekker stap. Gaan 'n mooi pad wees. Gedeelte wat ons gaan lees, sê op die pad van die regverdige is gelyk. Saam met die Here op ons pad, al is hy hoe, is hy eintlik gelyk. En lekker. Kom ons sluit net ons oë. Wow. Daar iemand in hierdie kerkgebou is, nog voordat ons spreek, en jy sê vanoggend, maar ek weet die Here praat met my, en ek wil my lewe oorgee aan die Here. Wil my hand in sy hand plaas. Wil jy nie jou hand opsteek nie? Enige persoon. As 'n hand. Nog iemand? Nog iemand? Nog iemand? Jy het dit miskien nog nooit gedoen nie. As mense, jy het dit al gedoen en jy wil 'n nuwe oorgawe maak. Mense, jy het dit nog nooit. Enige een hier, jy het nog nooit regtig jou lewe aan die Here oorgegee nie. En jy weet die Here praat met jou en hy nooi jou op 'n pad saam met hom. Dankie, ek kan laat sak. Nog iemand? Here, baie dankie vir hierdie uitnodiging deur die Gees. Sit jou hand in my hand. Want Here, soos ons dit nou sing, dit baie keer nie mooi nie, is nie lekker nie. En ons sing nie lekker die pad vorentoe nie. Maar Here, U sing en ken die pad. En U sê, ek wil saam met jou loop. Sit jou hand in my hand. Moet nie my hand los nie. Dankie vir hulle wat hulle hande opgesteek het. Om te sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie alleen loop nie. Ek wil nie alleen loop nie. Want as ek alleen loop, Here, gaan dit swaar wees. Gaan bitter seer wees. Bitter moeilik. Here, maar wanneer ons hand in die hand is, dit miskien nog soms swaar. Maar dis 'n ander swaar. Dis 'n swaar met 'n hoop. Dit is 'n swaar met 'n blydskap. Want ons weet, ons verlosser leef.
En Here, U wat uit die hemel neerkyk, U sien ook, en besonder hulle wat hulle hande opgesteek het, ander miskien ook nie, maar in hulle hart het hulle gesê, Here, hierdie pad, ek wil hom saam met U loop. En my gebed is, maak dit vir hulle maklik. Die stryd in hulle harte, die stryd in hulle lewe, die moeilikheid, vat dit in die hand, Here. Stry U vir hulle. U sê in die woord, wees stil en ek sal vir jou stry. En dit wil ons doen. Baie keer het ons dit gedoen. Ons doen dit weer. Here, want na wie toe anders sal ons gaan? By U is rus, by U is vrede, by U is hoop, by U is krag, by U is sterkte. Here, en al kan ons soms nie verder as vandag sien nie, is dit ook nie nodig nie. Want ons het 'n God nodig wat ver kan sien. Ons het gesing, want U sien ver, oneindig ver. My God, en in hierdie oggend wil ons net sê, help ons om nooit moed te verloor nie. Want ons voel baie keer, omdat ons nie ver kan sien nie, voel ons word moeg, ons word moedeloos, voel ons wil uitsak, en ons wil terugsak. Maar Here, dis die tyd wat U sê vir die kinders, staan op, skep moed, sit jou hand in my hand, en ek loop saam met jou. Want Here, U belofte in die woord is, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Dankie Here, dat U werklik naby aan ons kom, en dat ons krag van U krag in hierdie oggend kan put, en dat ons uit U hand kan ontvang, seën en lewe en vrede, en alles wat ons nodig het, want Here, U het moed vir die moedelose, U het krag vir die kragtelose, U het hoop vir die hopelose, en dankie dat daai uitnodiging staan vir elkeen in hierdie kerkgebou, klein en groot. U is die God van wonderwerke, en Here, ons wil nie ophou glo nie, ons wil nie ophou vertrou vir wonderwerke nie. Wonderwerke gebeur baie keer vinnig en maklik. Baie keer, Here, is dit maar 'n lang pad en 'n lang proses. Maar ons bly glo aan die God van wonderwerke. Bly glo in die God wat voorsien. Bly glo in die God wie sê sy genade is vir ons genoeg. En so weet ek, Here, U genade is genoeg vir klein en groot in hierdie kerkgebou. U vat ons by die hand en U dra ons. Here, tye wat dit baie moeilik is, dra hy vir ons en bou U krag in ons in, sterkte in ons. Baie dankie, Here, vir U liefde, dankie vir U goedheid, en dankie wat U doen in U kinders se lewens. Ons gee aan U al die lof en eer. Dankie dat voor die lig van Jesus vlug die duisternis. Voor die lig van U, Here, verdwyn swaarmoedigheid en depressie. Dit verdwyn. In die naam van Jesus moet dit vlug, moet dit weggaan, en Here, kom in die plek daarvan vreugde en blydskap en oorwinning en seën. Dankie, Here, ons vat dit uit U hand in geloof. Ons loof U naam. Amen. Ja, dit is lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En wanneer dit gebeur, dan weet 'n mens, nee, dit is soos dou op die gras. As jy in die oggend uitstap en daar is 'n lekker dou op die gras, dan weet jy, die natuur is verkoop. En so kom die Here en verkoop hy ons as sy kinders met hierdie hemelse dou en manna en sy gees en sy teenwoordigheid, en kan ons weer moed skep. Nou, ek wil ook dan die woord van die Here bring,
Dink dit gaan 'n kort boodskap wees. As jy Bybels gebring het, Jesaja die 26ste hoofstuk. Jesaja die 26ste hoofstuk vanaf vers 1. In die dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda. 'n Sterk stad het ons. God stel heil tot mure en skanse. Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots, want hy het die bewoners van die hoogte neergewerp, die styl vesting. Hy het dit afgegooi tot by die grond, dit laat kom tot in die stof. Die voet vertrap dit, die voete van die ellendige, die voetstappe van die armes. Die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spoor van die regverdige gelyk. Ook in die weg van die oordeele het ons u verwag, o Here, tot u naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit. Met my siel begeer ek u in die nag. Hierdie is so mooi. Met my siel begeer ek u in die nag. Ook met my gees in my binneste soek ek u. Want as die oordeele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. Tot sover mag die Here dan sy woord aan ons harte seën. Nou die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die seën van 'n standvastige lewe in Christus Jesus. En nou teksvers vers 3, u sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Nou, waarom dit gaan in hierdie gedeelte is standvastigheid. Nou, maar daar is ook 'n woord wat met dit saamgaan en wat aan dit gekoppel is, en dit is gesindheid. Nou, gesindheid kan ook omskryf word met ingesteldheid, né? Dit wat in jou is en waarop jy ingestel is, né? As dit dalk 'n beter omskrywing is, of dalk jou fokus is wat dit vir ons wil sê. Nou, dit waarop jy ingestel is wat gaan realiseer in jou lewe, is wat gaan plaasvind in en rondom jou lewe. Nou, as jy op sonde ingestel is, dan gaan sonde uiteraard deel wees van jou lewe. As jy ingestel is op plesier en ontspanning, dan gaan dit deel wees van jou lewe, want dit is waarop jy fokus, dis waarvan jy hou, dit is waarop jy jou toespits. Nou, ander mense is weer baie gefokus op aardse goed en op geld en op besittings. En ja, dan moet ons ook weet, hierdie goed kan maklik 'n afgod word, 'n mammon. Nou, met geld en goed is daar nie fout nie. Maar solank ons kan weet dat geld en goed moet in jou diens wees en nie jy in die diens van geld of van goed nie. Ja, en ander mense is agter prestasies en sportprestasies en by die werk, en ander is ingestel op roem en eer, en van hulle wat dit bereik kom met groot ontnigtering agter, maar dis leeg en daar is niks in nie. En nou kom die Here en hy sê vir ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het, dat hy verwag van ons, dat ons
ingesteldheid moet wees om standvastig vir hom te lewe. En dan kom hierdie vraag in hierdie oggend na elkeen van ons toe. Maar in hoe 'n mate is dit so? In hoe 'n mate is ek en jy op hierdie plek waar ons met standvastigheid die Here dien en wat dit hierdie een ding by ons is, maar ek wil my hele lewe aan die Here wy. As jy hier uitstap, is dit dan maar weer vergete? As jy hier uitstap, is Jesus dan maar weer 'n bysaak? Of is hy regtig die hoofsaak? en gaan hy die hoofsaak in jou lewe bly? Elke dag, Here, U is die hoofsaak in my lewe en ek wil standvastig in U wees. Die vraag is, gaan jy maar uitgaan en maar weer soeg vir elke verkeerde en sondige ding wat jou kant toe kom? Nou Jakobus skryf en hy sê vir ons dat sommige mense se lewe is soos die golwe daar op die see, wat deur die wind heen en weer gedryf word. En hulle kom nêrens nie, want hulle leef hierdie lewe waar hulle nog nie vir hulle self die saak uitgemaak het nie. Wil hulle regtig die Here dien? Wil hulle regtig standvastig in hom word? Of wil hulle nie? Gaan hulle vandag die Here dien? Môre is dit vergete. Vandag staan hulle by die Here, môre val hulle weer. En dan wil ek ook vir u in hierdie oggend sê, dit is nie God se plan dat ons hierdie wisselvallige lewe moet hê nie. Maar as jy geval het, staan op. As jy afgedwaal het, kom terug. Ons het so mooi gesing, ek is die naam nie werd nie, kind van God, ver afgedwaal, maar kom terug. Die God wat ver sien, gaan haal jou baie keer ver. Maar wanneer jy na hom toe kom, moenie weer wegdwaal nie. Maak dit in jou hart uit, ek wil standvastig by die Here bly. 'n wenner is iemand wat eenmaal meer opgestaan het as wat hy geval het. En op die ouend, hierdie pad na die hemel, gaan daarom dat jy net kan weet, al het jy geval, en al sal jy miskien val, maar staan op, en staan vinnig op, en word sterker. Nou die Here vra van ons, dat elkeen van ons, by 'n punt en 'n plek sal kom van standvastigheid. Nou, die eerste stap is 'n wilsbesluit. Jy weet, daar is niks so sterk soos die wil wat God vir jou en vir my gegee het. Die enigste probleem is, ons gebruik nie altyd hierdie wil wat God vir ons gegee het nie. Jy weet, dit is verbasend, baie keer as mens kyk wat mense kan insit om aardse prestasies te bereik, wat hulle insit, wat hulle opoffer, en dan bereik hulle baie dinge, en wanneer dit dan kom by 'n saak van ewigheidswaarde, dit gaan om jou en my se ewige lewe. Die ewigheid is 'n baie lang tyd. Daar's net twee plekke, daar's net die hel en daar's die hemel. En wanneer dit gaan om hierdie saak van erns, is baie mense bereid om net so 'n bietjie, 'n klein bietjie in te sit. Amper niks nie. En ek dink baie keer dink ons as mens, maar ag, die Here sien nie regtig hoeveel ek insit nie. Of baie keer is dit dalk maar net om ons gewete so 'n bietjie te sit. Ek sit 'n bietjie in. Maar as ons die woord verstaan, dan is dit nie wat God vra nie. Hy vra alles. Hy vra 'n standvastigheid. Nou,
hierdie standvastige ingesteldheid bring die ewige lewe, maar dit bring ook vrede. Ons teksvers sê, hy, die Here sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. Nie wonderlik nie. Nou, as daar een iets is, wat elke mens op hierdie aarde na smag en na hunker, is dit vrede. En ongelukkig kan dit nie met geld gekoop word nie. Baie mense ook hierdie fout al gemaak om te dink, hulle kan hierdie soeke in hulle binneste na vrede versadig of bevredig met baie ander dinge en hulle soek en dit word ontnigter. Maar hierdie vrede is net te kry by Jesus, die prins van vrede. Jy sê, hierdie standvastigheid, jy sien die Here vra 'n ingesteldheid tot 'n standvastige lewe. En dan gee hy 'n volle vrede. Hy sê nie 'n halwe vrede nie. Dit is nie fantasties nie. Die Here sê volle vrede. So bring jou kant standvastige ingesteldheid. Die Here sê volle vrede is die seën vir jou wat hy vir jou en my het. Jy weet, baie mense sê, ja maar my vrede kom en gaan. Dit kom en gaan, want jy kom nie by standvastigheid uit nie. Jy vra miskien in hierdie oggend, maar is standvastigheid regtig so belangrik? Hoekom moet ek dan standvastig word? Dan sê ek vir jou vir hierdie een rede, om staande te bly. As ons nie regtig kom by 'n punt en 'n plek waar ons in standvastigheid die Here dien nie, gaan ons dit nie maak nie. Ons leef in die laaste dae. En as iemand van hier sit en sê jy glo dit nie, dan weet ek nie wat moet nog gebeur nie. Donker wolke het in die wêreld saamgepak. Donker wolke ook van onsekerheid het in ons eie land saamgepak. Die Bybel sê, in die laaste dae sal daar swaar en moeilike tye wees. Jy weet iets wat geweldig nou in die laaste paar dae na vore kom, is die brandstof. Dit word duurder en dit gaan geweldig duur word en dit gaan skaars word. Ja, en miskien het ons dit nie regtig sien aankom nie. Dis goed wat gebeur, wat plaasvind en dis goed wat God stuur om ons hoop te maak. Waar hy sy woord bevestig, swaar, moeilike tye. Dit gaan nog swaarder word. Ek weet nie hoe nie, maar wat ons op kan konsentreer en moet word standvastig. Ek en jy kan nie gaan verander aan die goed wat gaan kom nie. Dan kan ons nie verander nie, maar ons kan verander en werk, word standvastig in jou dien van Jesus Christus. Nou, ek wil net een voorbeeld gebruik hier. Petrus het gedink dat hy sterk is. En hy het gedink dat hy gaan staande bly, want Jesus het hom gewaarsku en hy het van hom gesê dat hy gaan hom verloon. En dan kom Petrus baie selfvoldaan en hy sê, Here, maar ek sal nie. Al moet ek saam met u sterf, ek gaan u nie verloon nie. En dan die aand in die tuin van Getsemane, voordat Jesus gevange geneem word, gaan Jesus 'n end weg, hy los hulle daar, hy sê vir hulle, bid saam met my. Nee, en dan bid hy, wanneer hy terugkom, sal hy aan die slaap. Dan gaan bid hy weer, terugkom sal hy weer aan die slaap. So wanneer hulle moet bid, is hulle aan die slaap. En ons is in 'n tyd en in 'n plek in die kerk en in die Christendom waar ons werklik sal moet wakker skrik in ons gebedslewe. Ek dink Petrus het vir homself gesê, maar Jesus gaan bid. Dis okay. Maar dit was nie, want hy moet self bid. Jy weet, ons dink altyd die een bid en daai een bid. Ja, hulle bid, maar jy en ek moet bid meer as ooit.
En dan sê Jesus vir hulle, waak en bid. Daar's nie 'n ander manier nie. Standvastigheid gaan kom deur gebed en 'n soeke na Jesus. Dit gaan kom deurdat ek en jy weer die Bybel gaan opneem en met erns die Bybel gaan lees en dit gaan toepas en gaan uitleef in ons lewe. Dan gaan ons standvastig in Christus Jesus word. Jy weet, ek wil net vir u sê, hier aan die einde van my boodskap wil ek sê, as ons hierdie boodskap in God se woord, en dis wat die Here sê, ek bring wat in die woord staan, hy sê, hy sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. So vir die Here is standvastigheid belangrik. En as ons dit kan vat, en ons kan elkeen dit toepas en uitlewe, het ons môre herlewing in hierdie dorp van ons. Jy sien, want ons hoor en ons doen nie regtig nie. En ek glo die Here gaan vir ons help om by 'n punt en 'n plek te kom dat ons sal hoor en sê, Here, U sê standvastige ingesteldheid moet by my wees. En Here, ek gaan dit doen deur te bid en meer as ooit U woord te vat en dit te leef. Herlewing gaan kom wanneer ons weer die storie van Jesus gaan ernstig opneem. Die vraag, wat is die storie van Jesus? Die storie van Jesus is 'n berouvolle bekering, om gewas en gereinig te word deur Jesus, om 'n lewensveranderende lewe te leef. Jy weet, ons het, daar so baie stories, altyd. Daar stories van verskonings. Ek kan nie regtig by al hierdie dinge uitkom nie. Ek kan my nie regtig so toewy aan die Here nie. Ek kan nie regtig so bid nie. Ek het nie tyd nie. Ek wil vir jou sê, is nie 'n verskoning nie. Al het jy 3 werke, daar's nie 'n verskoning nie. Die Bybel sê, koop die tyd uit. Glo vir my, geen mens is regtig te besig om te sê, ek het nie tyd nie. Jy het tyd, jy maak tyd, dis iets van die duiwel om vir jou te sê, jy het nie tyd nie. Jy het tyd, gebruik dit, bid, soek die Here, vat sy woord, begin dit uitleef. In 1 Korintiërs 15 vers 58 skryf Paulus, hy sê, daarom, my geliefde broeders, wees altyd standvastig. Sien jy? Wees altyd standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. En as daar een gebed is wat ek bid vir myself, maar wat ek bid vir u as gemeente, en glo my, is dit, Here, maak ons standvastig. Nee, maak ons standvastig. En dan gaan die wêreld nie meer dieselfde wees nie. En is moontlik. Hoekom kan God jou nie standvastig maak nie? Hoekom kan hy nie? Want jy is sy kind, jy het sy woord, jy het sy gees. Dis net, daar moet 'n begeerte in jou inskop, daar moet 'n ingesteldheid by jou wees, maar dit is Jesus. Ek moet voluit vir hom leef, ek moet vas staan in sy woord, vas staan in hom. En dan kry ek al hierdie seën, sy volle vrede, maar die wêreld daarmee saam kan verander. Jy kan 'n invloed hê en jy kan staan, ja, vir jouself, jy kan staan in die moeilike tyd. Ons weet nie wat môre en oormôre gebeur nie. Die eise, die dinge wat voor jou deur gaan kom. En as jy nie sterk in die Here raak nie, hoe gaan jy dit hanteer? Hoe gaan jy deur dit kom? En die Here gee vir ons die geleentheid, hy gee vir ons die tyd, en hy wil vir ons sê, elkeen van ons, nou is die tyd om sterk
en standvastig in hom te kan word. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir die ewige woord, wat so duidelik is. Die vra van ons, 'n ingesteldheid om standvastig U te dien. En dan gee hy ook wonderlike belofte van seën, volle vrede. Here, en terwyl ons in hierdie oggend na U woord geluister het, en besef, Here, wat U vra, en terwyl ons besef, maar is so moontlik, U vra nie die onmoontlike nie, U vra die moontlike. Daar moet net 'n ingesteldheid wees om te sê, dit is Jesus nou, hier in die kerk, maar wanneer ek uitstap, is dit ook Jesus, en vanmiddag en vanaand, en môre, en by my werk, en by my huis, is dit Jesus, Jesus eerste, Jesus die hoofsaak, die ander dinge, die bysaak. Here, hoe bid ek, dat U elkeen van ons standvastig in U sal maak, en dat daardie ingesteldheid sal wees, ook wanneer ons slaap. Here, wil ons gedagtes laat uitreik na U toe, en wil ons sê, Here, maar ons wil nie verslap nie, ons wil nie terugsak nie, ons wil nie uitsak nie, ons wil opstaan, ons wil vorentoe tree, vorentoe gaan, standvastig, onbeweeglik, in die naam van Jesus Christus. Here, hoe is my gebed? Dan net dit, vir elkeen in hierdie kerkgebou, bid ek 'n gees van standvastigheid, vir klein en groot. Ek bid dit nou, Here, en ek wil dit elke dag bid. Nou bid ek, dat ons dit vir mekaar sal bid. Here, en wanneer tye nog moeiliker, en nog swaarder word, dat ons sal weet, maar daar is 'n medebroer en suster, wat vasstaan, en dit bemoedig my, maar as ook 'n medebroer en suster, wat vir my bid, en intree, dat ek mag vasstaan. Help ons, Here, om so, een met U te word, maar ook een met mekaar lief te hê, en te koester, en te waardeer, mekaar om te gee. Here, al is dit miskien dalk net, deur gebed, ons daar kan wees. Maak ons dan sterk, en help ons, Here, om nie te vergeet nie, vandag, en môre, en oormôre, dat ons sterk mag staan, en elke keer net terug te kom, na hierdie besef, maar as een oplossing, as een raad van God, in hierdie lewe, om staande te bly, en dit is deur gebed, deur sy woord, deur geloof, deur afhanklikheid. Here, maak elkeen se pad gelyk. Jy sê dit in daai gedeelte, en maak die pad van die regverdige gelyk. Maak hulle paai gelyk, vat alle struikelblokke weg, alle hindernisse, deur die Gees, vat dit weg, pleit die bloed oor elkeen, pleit die bloed oor elkeen se pad, hou die vyand van ons weg, het hom reeds verslaan, sy mag is verbreek, hy is verbrysel, en daarom, Here, spreek ons lewe in hierdie oggend, ons spreek Jesus oor elke persoon, ons spreek Jesus oor elke huis, ons spreek Jesus oor elke lewenspad. Here, laat die son skyn van die teenwoordigheid, skyn op die lewenspad van klein en groot in hierdie kerkgebou, en hou vir ons naby aan U, styf vas, en gebied U seën oor ons in Jesus naam. Amen. Amen.